AGOA en wat dit vir ons landbou kan beteken as dit wel stop. In die week se AMT ekonomiese oorsig gesels ek soos ouer gewoonte met Prof Waldo Kriel oor die nuutste ekonomiese nuus en kyk ook wat se moontlike effek dit op ons landbousektor kan hê. Hierdie week fokus ons op die AGOA ooreenkoms. Maak seker jy mis nie die week se interessante gesprek nie. Die rand versterk na R18.23 per Amerikaanse dollar, R19.70 teenoor die euro, R23.46 teenoor die Britse pond en staan tans op R11.47 teenoor Australiese dollar. Die inflasiesyfer bly op 3.2% met prima rentekoerse steeds op 7.5%. Die Brent olieprys styg so bietjie na $73.17 per vat, maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat nou ons markte beïnvloed. Ja, ons gesels weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit vandag. Vandag fokus ons op 'n baie interessante onderwerp. Ons gaan kyk bietjie na die AGOA ooreenkoms met Amerika en ons verhouding wat al hoe meer besig is om te versier met Amerika. Welkom Prof, ons sien uit om 'n bietjie saam met te gesels. Dankie Johnny, dankie. Waldo, eerstens voor ons by AGOA uitkom, vinnig wisselkoers op of af, sterker, swakker en vinnig olieprys op of af. Johnny, ek raai wisselkoers 'n klein bietjie sterker. Hoofsaaklik omdat daar nie vreeslik nuus is wat dit dryf nie. Die nuus is aan die Amerikaanse kant en daar ek dink as daar baie onsekerheid. Die beurs is nie so lekker nie. Almal wonder hoe president Trump se fiskale planne gaan lyk. So ek dink dalk 'n effens swakker dollar wat die rand dan so klein bietjie sterker laat lyk. So oor die begin van die maand, einde van die maand is daar bietjie aanwysers van hoe die ekonomie doen, die hoë frekwensie goed soos aankope bestuurders, ons wag vir die brandstofprys, voertuigverkope vroeg volgende week. Sulke aanwysers, maar daar's nie nou belangrike goed soos inflasie of 'n repo koersbesluit of so groot wat 'n invloed kan hê op die twee nie. Ja. Olieprys? Ek dink baie is dalk selfs nog 'n bietjie af. Dit lyk dat die Chinese se groei is hier by 4% rond, wat hoog is, maar vir hulle nie heeltemal waar hulle wil wees nie. En dit daar's nou baie heen en weer in die daaglikse nuus, maar dit lyk tog asof die groter konflikte so bietjie bedaar en dit beteken maar 'n laer olieprys as dit gaan saam met hierdie swakker vraag uit China. Okay. Nee, ek dink dis dan half goeie nuus vir ons vir inflasie. Oor die algemeen altyd aanwysers wat dan vir ons positiewe tekens het vir inflasie vorentoe en moontlik ons hou duim vas dat ons dalk nog 'n 25 of moontlik nog 'n 50 basispunt verlaging in rentekoerse kan sien. Dit is die Vrydag se brandstofpryssyfers wys 'n oorverhaling van hier by tussen 80 en 90 sent. So dis 'n redelike verlaging dan nou volgende week waarna mense kyk as niks nou te veel verander nie. Dis baie positief. Ek dink op 'n manier is daar's nou 'n bietjie 'n verdeling van wat die data wys. Die data wys eintlik dat inflasie is onder beheer, maar dan is daar die monetêre beleidskomitee se onsekerhede, vrese ensovoorts wat nou die koers eintlik maar onveranderd gehou het. Mense weet nie hoe weeg hulle hierdie goed nie, maar duidelik het dit swaar genoeg geweeg dat hulle nie die koers wou verander nie. Maar ek dink as inflasie bly waar hy is die kans vir daai nog gesny of wat is daar later in die jaar. Ja, en ek dink met hierdie onsekerheid wat ons veral nou met Amerika het, maak dit daai beleidskomitee nogal baie op hulle senuwee is. En so gepraat van dit, die AGOA ooreenkoms, ek dink is nogal belangrik om bietjie vir die kykers net te verduidelik wat is dit, dalk vir die wat nou nie verstaan nie, en dan of wat nog nie van dit gehoor het nie, en ek dink dan fokus ons bietjie op die landbouprodukte. Soos ons ek en jy maar vroeër gepraat het, byvoorbeeld sitrus, moontlik wat die impak op dit kan wees oor die korttermyn. Ja, nee, Johnny, so AGOA is 'n wet. Dit is 'n program wat die Amerikaanse regering bedryf, maar dit kom van 'n wet af. So dis nie 'n ooreenkoms nie. Ek vang myself ook dat ek sê ooreenkoms, maar dis nie met ander woorde, hulle kan dit eensaidig wysig. Hulle hoef nie met ons te onderhandel oor AGOA nie. Hulle kan maar net vir ons sê waar staan ons. Ja. Ons kan gaan mooi praat, maar so dalk nie goeie goed is met die huidige ons gaan sukkel om mooi te praat. Ja. So dis die eerste ding om te verstaan. So en dan die vereistes wat hulle stel gaan
is eintlik nie soseer ekonomiese vereistes nie. Hulle soek graag politieke pluraliteit, menseregte, die oppergesag van die wet. As mens daai goed hoor, dan is jy bietjie bekommerd oor hulle siening oor ons siening oor 'n paar van daai dinge. So daar was al voorbeelde van lande wat dan nou uit AGOA uitgeskop is, hoofsaaklik omdat daar was 'n staatsgreep gewees, so dan is daar nou nie politieke pluraliteit nie. Uganda het hulle menseregte probleme mee gehad, so daai lande is dan uit die grotere program uit, as ek dit so kan sê. Die groot voordeel van die program is 'n tariefvrye toegang tot die Amerikaanse mark. So dit kom nog uit Bill Clinton se dae uit, en die uitgangspunt was half, ons gaan eerder met jou handel dryf as om vir jou hulp te gee. So 'n trade not. Dis hulle manier om vir Afrika hulp te gee eintlik. Dit is, en dit was vir lank eintlik, ek dink 'n teenvoeter vir China se invloed in Afrika. Om te sê maar julle kan nou met ons tariefvrye handel dryf. Ek dink dit het baie goed gedoen, en Suid-Afrika het baie voordeel uit AGOA uitgekry in die tyd wat ons nou lid was. En ja, as ons nie meer 'n lid is nie, die impak hang 'n bietjie af. Ons sal nou daaroor praat. Ja, ek dink dis nogal 'n groot voordeel wat ons eintlik in ons gesien industrie soos die sitrusindustrie, avokado, makadamias, al daai tipe goed wat dan daarna toe gaan, maar ek is wel bekommerd oor die korttermyn effek kan wees as ons dan nou uitgeskop gaan word. Die groot vraag is eintlik dit hang af wat in die plek van AGOA kom. So daar's 'n stelsel van die Generalized System of Preferences. Hulle praat van GSP, en dit gee dan ook vir lande en produkte toegang tot die Amerikaanse mark sonder tariewe. Maar dit is 'n spesifieke landprodukkombinasie wat belangrik is. So in my voorbeeldjie is wyn val nie vir Suid-Afrika onder die GSP ooreenkoms nie, omdat ons 'n te ontwikkelde land is. Ons is nie arm genoeg om dit wyn sal tel, maar gegeurde wyn, dit tel wel as 'n tariefvry onder die GSP. So mense moet regtig lyn vir lyn deur eintlik daai voorskrifte gaan om te weet wat sou tel, wat sou nie tel nie. So dis een moontlikheid. Die ander moontlikheid is ons betaal eenvoudig die tariewe wat hulle vir almal vra, die sogenaamde Most Favored Nation tariewe. So 'n MFN tarief, en dan op wyn is dit 8 Amerikaanse sent per liter vir 'n gewone met 14% alkoholwyn. Dit verskil nou natuurlik, daar's nou baie soorte wyn, maar dis waarna jy kyk, so 8 Amerikaanse sent per liter. So waar ons dan nou eindig, gaan ons in die GSP bedeling wees, gaan ons in die MFN bedeling wees, dit sal bepaal wat die impak op spesifieke bedrywe gaan wees. So, ons kan natuurlik probeer om ons eie vryhandelsooreenkoms met die Amerikaners te sluit, dat dit net ons en hulle is, nou nie 'n grotere AGOA nie. Ek dink die groot ding is, sulke goed vat vreeslik lank om te onderhandel. Jy moet nou deur al die produkte gaan, en dan natuurlik ons verhouding met hulle. Is hulle lus om met ons te praat, is die eintlik 'n grotere vraag. En ek dink op hierdie stadium is hulle nie lus om vir enige iemand gunste te gee nie. Hulle gaan nie sê nie, maar stuur julle goed Amerika toe sonder tariewe, maar dan betaal ons maar Suid-Afrikaanse tariewe as ons produkte die nie op hierdie kant te stuur nie. So hulle gaan baie nader beweeg aan ons moet wederkerig hierdie tariewe instel. As ons op dit afstuur, is ons regtig in die moeilikheid, want ons het baie hoë tariewe op sekere goed. So as hulle sê nie, maar om ons markte te beskerm, ons binnelandse produsente te beskerm. Dis reg, en as hulle dan sê maar hulle gaan ons beskermende tarief toepas op ons uitvoere na hulle toe, dan praat ons nou van beduidende tariewe. Maar ons het op die oomblik 'n handelstekort met die VS, of eintlik die VS het 'n handelstekort met ons. Ons voer meer uit na hulle toe as wat ons invoer van hulle af, op goedere vlak. So dit sit ons 'n bietjie op hulle radar vir hierdie wederkerige tariewe. Dis nie, ons is heel onder op die grafiek as jy nou dit sien as hy al die lande so lys. So ek dink nie ons maak hom so kwaad in daai opsig nie, maar ons maak hom kwaad met ander goed. So as ons nou regtig moet sit en praat, weet ek nie of ons enige bepaalde voordele van die Amerikaners se kant af kan verwag nie. Wel, my vraag is, kom ons hierdie AGOA ooreenkoms val nou weg. Ons het dadelik, minister John Steenhuisen is laasweek Japan toe byvoorbeeld om nuwe ooreenkomste te probeer gaan sluit met nuwe lande, veral na die ooste toe. Ek weet Midde-Ooste, daai lande kan ook 'n moontlike mark wees. Maar wat is die praktiese vir 'n produsent? Ek is 'n sitrusprodusent, ek produseer avokados wat ons Amerika toe vat. Hier stop die tariewe nou.
wat gaan die implikasie wees? Prakties, pryse, waartoe gaan pryse en gaan ons dan, kom ons sê pryse val, gaan ons nie meer kompeterend aan ander markte wees nie? Ja, ek dink ons gaan verseker meer kompeterend in ander markte wees. So enige ander mark wat nie daai tarief hef nie, kry eintlik nog ons ou prys, as mense dit so wil stel. Die Amerikaanse verbruiker moet nou die hoër prys betaal. Wat die geskiedenis maar wys is, op die ouend absorbeer die produsent diere gedeelte van daai tarief. Jy sit nie die volle bedrag by die prys wat die eindverbruiker tref in die FSA nie. Selfs ons baie hoë tariewe op ingevoerde gevriesde hoenderstukke, ek dink is hier rondom 40% effektief. 16% daarvan tref die eindverbruiker in Suid-Afrika. Net as 'n voorbeeld van, dit is, as mens nou praat van, wat ook al tariefverhoging, nie alles kom by die eindverbruiker uit nie, maar die produsent vat maar 'n deeltjie daarvan. So dit gaan gebeur. Jou produk is 'n bietjie minder mededingend aanvanklik, en jy sit met 'n laer prys wat jy op die ou end kry. Gaan die winsgewendheid van produsente ongeweldig onder druk sit, en dis waaroor jy so bekommerd is. En wat ons redding kan wees, en dit gaan nou baie afhang van hoe die reaksie hierop lê in die wisselkoers. So as almal groot skrik en die rand verswak, want mense sien maar hier's nou moeilikheid, gaan 'n swakker rand natuurlik daai uitvoerder help. Ja. So dis ook een van president Trump se argumente hoekom hy dink sy tariewe nie Amerika so swaar gaan tref nie. Hy sê maar die dollar sal mos verswak. So as die rand dan nou verswak, nagevolge van dit vir insetkostes die jaar daarna, dit is ook nie goed. Dit is so 'n swakker rand gaan help om bietjie van 'n buffer te wees met daardie, en op die ou end dis nie lande wat uitvoer en invoer nie, dis besighede, dis mense wat dit doen. So ek dink om nou te kyk vir ander geleenthede is nie 'n slegte gedagte nie. Al is dit net om bietjie tone in die water te sit en 'n idee te kry van, is daar nou 'n geleentheid vir vleis in Saudi-Arabië wat vroeër nie daar was nie, want ons het nou 'n bietjie ander bande met hulle. Wat ook al. Ons het eintlik 'n klomp hoë kwaliteit produkte, maar om in daai mark in te kom, om 'n kans te kry by daai supermark byvoorbeeld, dis 'n ander storie, en ek dink presidente en ministers vergeet dit. Daar's 'n groot klomp koste, moeite. Skuif nie net daai produk. Nee, jy vat hom nie net en laai hom op 'n ander skip nie. Ja. Jy moet gaan verhoudings bou. Ja, jy moet kwaliteit en volume kan lewer ensovoorts. Maar ek dink die ouens wat nou uitvoerders is, hulle is gesofistikeerde spelers. Die studies oor uitvoerders uit Suid-Afrika het wys, daar's baie min klein uitvoerders. Uitvoerders is groot, hulle is gesofistikeerd, hulle personeel is hoogs geskoold, hulle netwerke is wyd. So ek het goeie moed dat hulle kan aanpas. Maar is jammer. Ek meen, om tariefvrye toegang tot die Amerikaanse mark te hê was lekker. En ek dink hulle is tot 'n mate baie groot marge vir hulle gewees, winsmarge vir hulle gewees, waar hulle weer ander markte al goedkoper kon bedien, maar nou is daai wegval, dan gaan hulle ander markte half moet. Ek weet nie, dan gaan dit maar dit gaan hulle winsgewendheid wel. Daar gaan nou moeite en koste wees om veranderinge te maak, en dit is nie goed vir winsgewendheid nie. Die kwantum hiervan. Gaan dit ouens wat ondergaan? Ek weet nie. Mense nou met regtig kundiges in daai bedryf, die uitvoervereniging se ouens moet praat. En dit met 'n knippie sout vat, want hulle het natuurlik nou 'n groot belang daarbey om hulle saak te verduidelik. Maar ja, ek het in die op 'n sektorvlak het ek moed dat ons sou dit oorleef. Ja. Maar ek dink die indirekte effek, kom ons sê die persent hierdie uitvoerders kom nou onder druk. Die indirekte effek moontlik van dit kan wees, ons gaan nou baie meer plaaslik van daai produk moet absorbeer moontlik, as dit nou nie dadelik na ander markte toe kan gaan nie. En dit kan ons pakhuise, ons waardeketting se winsgewendheid ook onder druk sit. Ja, veral gelukkig hierdie ding is nou 'n ruk lank in die lug. So ek dink die ouens is besig om te beplan en hulle bes te doen om teen die tyd wat daai ding die impak kom, is dit reeds ingeprys. Dis deel van 'n plan. Maar ja, ek kan maar net glo dat daar dalk 'n gedeelte van goed is wat uitgevoer sou word, wat jy nog nie 'n ander bestemming vir het nie, en dan kyk jy wie om in die plaaslike mark sal vat. Ja. Laaste vraag. Korttermyn weet ons negatiewe impak daar gaan winsgewendheid wees. Ek het in die begin ook so 'n bietjie gevra, langer termyn, gaan dit ons produsente of ons uitvoerders eintlik op 'n manier bietjie anders om te diversifiseer, bietjie ander markte te gaan soek, meer winsgewend te wees, meer kompeterend in die wêreldmark te wees? Dit gaan.
ek dink dalk tot die nadeel van die kleiner spelers of dalk die minder ervare ouens, so skok is dalk te groot om deur te sien. Maar die ervare groot spelers, hulle gaan op die einde sterker uit dit uitkom. Ja, om so lekker gratis toegang tot 'n mark te hê, geen tariewe nie, maak jou dalk so 'n bietjie rustig. Waar nou is jy onder druk om te innoveer. So ek het goeie vertroue die groot ouens gaan aanhou goed doen. Val dit groot produkte wat geraak word? Citrus is 'n grootte, wyn is 'n grootte. Dan daar's 'n paar ander interessante goed op die lys as mens kyk na wat is die produkte wat ons uitvoer FSA toe. Rou suiker is een van hulle daar. Roomys, ek het nie geweet ons voer roomys so uit op die skaal wat ons wel aankom. En dan die groot klassifikasie sê ander neute, maar ek vermoed dit is nou maar tipies jou macadamias wat jy daar so sien. Ja, ek weet spesifiek macadamias is 30-40% van ons macadamias word Amerika toe uitgevoer. En dan is daar's 'n lang lys van landbouprodukte, maar hierdie is nou die grootes wat ek amper sê op die nuutste data wat mens kan trek is 2023. So in 2023 data lê hierdie van ek dink iets soos $50 miljoen tot in die $20 miljoen is omtrent hierdie ouens wat ek nou noem. Dan sal dit wat nou nog kleiner is. Ja. Ja. Ek weet ons baie gepraat oor invoere, daai hoender invoere vanaf Amerika wat baie goedkoop in ons mark kom. Dis hoekom hy tariewe ingestel het. As so 'n tipe ooreenkoms nou verval, sal dit daai ons nie keer om kom sê daai tarief nog hoër te maak nie. Ja, ek dink dit sal ons nou moet sien. Dit is nogal so hoender is amper 'n gesprek van sy eie. Dit is nogal 'n ingewikkelde storie. Maar ja, hoe Suid-Afrikaanse beleidsmakers nou gaan reageer op hierdie verandering? Gaan hulle sê maar kom ons praat, kom ons skaal almal ons tariefmure af en ons dryf meer handel, of gaan hulle skrik en sê weet nou moet ons beskerm wat ons kan, ons tariefmure is ook hoog. Dit sal sleg wees vir almal. Verbruikers in Suid-Afrika gaan meer betaal vir ons ingevoerde goed. Produsente hier se uitvoere gaan 'n laer prys kry op die ount as wat hulle graag sou wil hê. So nee, ek hoop koelkop hou en ons dryf eerder meer handel en as om minder handel te dryf. Ja, ek dink dis die doel eintlik waartoe ons wil beweeg. Dit gaan die landbouindustrie oor die langer termyn positief beïnvloed. Baie dankie Waldo, dit was 'n baie interessante gesprek gewees. Ja, skakel in volgende week en gesels ons weer oor die nuutste faktore nuus wat ons ekonomie en inflasie en rentekoerse en sommer alles ook beïnvloed. Baie dankie Waldo. Ja, plesier. Julle is welkom om AMT se webtuiste te gaan besoek by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en ook meer gedetailleerde verslae. Julle kan ook by ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aansluit. Stuur net vir my 'n boodskap na 0731402698 en ek sal vir julle skakels aanstuur. Al die skakels na sosiale media platforms is ook in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.